Goeiemôre vriende, familie. Welkom by vandag se erediens. Ja, en ek wil nog vrou voor. Wat weet jy wat God het met ons lekker afspraak? En elke gaan gesels. Eintlik by ons kuier, hy wil graag by ons wees. Hoe weet ons dit? Want hy het al 'n plan gemaak om ons te versoen. Ek weet ons is op pad weer. Ek dink maar een van die belangrikste vieringe in 'n Christen se lewe. Dit is ons nou waar ons Here Jesus self geoffer het. Hy sy lewe gegee sodat ons kan lewe. Dit sou ons wees. Ons weet dat God hy ons wil wees. Hy wil met ons versoen. Hoe kan ons antwoord die volgende lokaal? Ja, welkom weer eens en julle wat verslaap het. Vriende, ek is besig met 'n reis deur ons verlosser se preek wat hy daar op die berg gegee vir almal. Soms bekend is die bergpredikasie. Dit is nog daarvan in Matteus 5 van Matteus 5:7. Ek lees vir ons Matteus 5 vers 13. Die sout van die aarde en die lig van die wêreld. En Jesus sê vir hulle, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf word, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens, meer voor om buite gegooi en deur die mense getrap. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie wegsteek word. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatnemmer, maar op 'n staande, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat hulle lig so skyn voor die Here, voor die mense, dat hulle die goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel is verheerlik. Sorry vir ons het 'n tegniese probleem hierso. Niks wat my vrou nie kan hanteer nie. Wat sê? Ja, ek het vir ons gelees Matteus 5 vanaf vers 13 tot 16.
Kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie dat U ons weer wakker gemaak het vanoggend. Vader, dankie vir U beskerming hierdie nag. Here, dankie dat ons na U woning toe kan kom, Vader. Maar Here, dankie dat U ook ander platforms kan gebruik om U boodskap te bring. Heilige Vader, seën nou U woord. Laat dit op vrugbare grond val. Here, en laat ons sal luister. Laat ons die wêreld daar buite los en regtig fokus en konsentreer op dit wat U vir ons wil sê. Here, laat ons elke een anders te hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Vader, laat die engele nou kom en 'n sirkel van vuur om ons trek, om al die bose magte, die demone, alles buite te hou, sodat hulle ons nie kan verhinder om te luister wat U wil sê. Vader, dankie dat U nou in die woord kan wees. Dankie, Vader, dat U ons God is. Amen. Vriende, ja, so. Ek lees 'n snaakse straaltjie en sê my arme man, sorry, julle gaan nou 'n bietjie pak slaap hê vanoggend. Een Saterdagoggend besluit die man, hy gaan sy vrou bietjie treat en hy gaan nou probeer kos maak. Maar hy sê, die ou het nie 'n klou hoe om kos te maak. Hy weet nie eens waar om te begin nie. Hy weet nie eens waar is die potte nie. Hy weet niks, maar ons almal weet mos, of ons almal dink mos, Google is jou maatjie. En nou die man probeer nou maar Google, want hy wil nou sy vrou verras. Ek meen, dit is baie lekker om jou vrou te verras en bietjie vir haar iets te doen wat sy eenkant toe staan, maar hy bestorm daai kombuis. Daarin met 'n groot gejuig, smile wat breed trek, alles hy's gewillig. I'm going to do this, I want to do this and nothing's going to stop me now. En hy vlieg daarin. En hy begin al 'n paar goed bymekaar gooi. Maar hy onthou nou hy weet niks van kook af. So hy begin maar by die beginning. So hy het gedink hy gaan nou 'n pot sop maak. Ek meen, yes, net vir 'n start. En daar gat hy. Hy maak die sop, maar hy proe iets is nie lekker nie. Dit proe net nie soos sy vrou se kos en iets is af. Hy proe eers naby soos sy ma se. Hy sê vir sy vrou, proe net gou 'n bietjie so. Iets is nie lekker. Maar weet julle vriende, julle weet mos die vrouens is wys. Ek meen, daar is nie dinge wat julle daar nie kan leer nie. Daar is dalk seker. Maar as dit by kos maak kom, hulle weet mos waar is wat en hoe prosedures is en al daai goede. Sy vra van kyk ons sy vra van die sout ingegooi. Nee, sy nog gooi net 'n bietjie sout in. Maar sy staan vir hom en kyk, want en ja, natuurlik soos wat hulle mos maar maak. Met daai ou glimlag en sê ja, lekker, probeer maar lekker. Die man spring al weg, okay, yes. Ek gooi daai sout daarin. En hy proef hy sê, nee man. Jy goed proef soos reg. Sy sê vir hom, maar hoe smaak dit nou? Hy sê dit proe nie reg nie. Iets is fout. Wil jy nie gou proe nie asseblief? Dis 'n vrou natuurlik met 'n lang gesig daar sy vang daai ding. Sy sê, hoeveel sout het jy hier ingegooi? Nou vriende, as julle vrouens vra as hulle nie weet nie, as jy 'n gewone pot is, seker 'n teelepeltjie is goed genoeg. Die man het amper 'n halwe bottel aangegooi. Met die ook vra hy die vrou vir hom, het jy die groente gewas en afgespoel voor jy daar aangegooi? Nee, hoe sê? Good quality. Sy sê, weet jy het nie sop gemaak nie, my man. Jy het eintlik nou net 'n pot vuil water gemaak. Ons kan niks met dit. So jy sien vriende, alhoewel die man iets goeds wou gedoen het. Ek meen hy was sy vrou afgegee. Het hy net droog gemaak. Hy het eintlik net goed gemors. So jy sien vriende, dit is presies soos. Soms lyk die wêreld presies so. Ons probeer alles beter maak. Ons probeer meer geld kry. Ons probeer meer tegnologie kry. Meer programme. Maar hoe meer ons probeer,
is soos die man. Meer sout hy bygooi, verander niks. Maar iets ontbreek. Wat sal julle dink het ontbreek in daardie man se voornemens? Vra en vir jou sal gegee word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Ek is doodseker as hy vir sy vrou gevra het vra, as hy vir sy vrou gevra het, vroutjie, waar begin ek? Tot sou sy met die grootste liefde vir hom gesê het, my man, gaan sit eerder ek sal. Maar ek wil, my man, okay, kom ons begin by die punt. So julle sien vriende weer eens, vra. Dit kos jou iets. Dit kos jou om te vra. Jesus sê vir ons dan, die probleem is nie die wêreld nie. Die wêreld kort sout en lig. Ons weet almal hoe nodig sout is in kos. Ons weet dit. Ek dink dit is hoekom Jesus dit as 'n simbool gebruik het. Want ons almal weet hoe dit proes om sonder sout te eet en goed. Baie mense kan kwel. Maar ons weet dit. So Jesus is weer eens so amazing met wat hy woorde hy gebruik. En hy weet ook lig. Ons kan nie in duisternis lewe nie want ons gaan goed vasloop. Goed wat ons elke dag nodig het. Elke dag. Kom Here Jesus 2000 jaar terug plus. En hy kom sê vir ons waar ons vandag in kontak 26 is. Dat sout en lig het almal nog steeds nodig. Hoe amazing. Nee? Sien vriende, hy het na sy disippels so gestaan en kyk en hy het vir hulle gesê: "Julle is die sout van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld." Julle kan ons mooi gaan lees daarso in vers 13, julle is die sout. Hy het nie vir hulle gesê julle moet sout gaan wees nie. Hy het ook nie gesê julle moet lig gaan wees nie. Hy het gesê julle is dit alreeds. Alreeds, ek dink wat 'n kompliment is dit nie om van Here Jesus te kry. Wat hy vir jou sê, hoor jy, you've got it. Go do something. Sien vriende, Jesus gee vir ons 'n ander identiteit. Dis nie soos die identiteit wat die wêreld ons gee nie. Dis heeltemal anders. Ek meen, hoe sien die wêreld iemand wat voorspoedig is? Wat 'n kar jy ry? Wat 'n takkies jy dra? Wat 'n name brand jy aan het? Met wat 'n golfstokkie jy speel? Wat 'n visstokkie jy vis? Dis dit nie hoe wêreld mense sien? Wat is jou limiet op 'n kredietkaart? Hoeveel geld jy in bank? Dit is mos nou hoe die wêreld na mense kyk om te sê, ja, daai ou doen goed. He's going some places. He is some places. En ja, ek wil ook graag daar wees. Maar weet julle vriende, dit is nie hoe Jesus 'n mens sien. Soos ek gesê het in Matteus 5:13 sê, julle is die sout van die aarde. Sien, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons harte na Jesus toe swaai, wanneer ons hom aanneem as ons saligmaker en verlosser, dan word ons sout. Hy gee vir ons dan daardie identiteit van julle is nou sout. Ons is nou mos nou nie meer mense in die wêreld nie. Ons het mos nou 'n invloed op die wêreld. Net soos daai sout 'n invloed in jou kos het ons 'n invloed op die wêreld. Ons maak ons nou sout maak ons ding aangenamer. Behalwe nou soos die man wat geprobeer kook het met 'n pot vol vullis, maar hy het nie gevra nie. Sien, net so. As Jesus vir ons sê, ons is die sout, moet ons mos nou so gaan lewe. Ons is mos nie oormatig, uitspattig. Ons het mos perke. Ons weet hoe Jesus wil hê ons moet lewe. Want hoe weet ons dit? Die vrou is mal hieroor. Lees jou Bybel.
bid elke dag, kry God se woord, hoor by hom wat hy vir jou sê, waar jy moet gaan en hoe jy moet gaan. Ja, maar ons maak ons ook nie oorlaste van onsself nie. Ons beïnvloed die wêreld positief. Sien, ons is nie net kerkbesoekers nie. Ons is kerk. Ons is elkeen 'n deel aan die kerk van Jesus. Ons het elkeen, al is jy 'n voet, al is jy 'n hand, al is jy 'n tand, jy is deel van daardie liggaam van Jesus. So waar jy gaan, vat jy mos die kerk saam. Ons dra mos dan, ons is draers van God se invloed. En wat se invloed het God? Ek meen, vriende, het Jesus nie vir ons gesê in sy woord, hy het vir ons kom wys wie die Vader is nie? So met ander woorde, hy is presies dieselfde as Vader. So wat se invloed moet ons aan die wêreld oorgee? Is dit nie soos Jesus nie? Is dit nie wat hy gedoen het nie? Is dit nie die aroma wat hy kom afgegee het nie? Is dit nie die invloed wat ons ook moet gaan afgee nie? Sien, wanneer ons die sout van die wêreld is, ek wil net gou weer daarby stil staan, want dit is vir my so awesome, Robert. Regtig. Ek meen, ons verlosser, die Here Jesus Christus, nê, wat absoluut niks verkeerd gedoen het. Hy het altyd net mense gesond gemaak, bose geeste uitgedryf. Ons weet dit alles, al sy wonderwerke, ons weet dit. Maar ons moet ook onthou, daar's baie wonderwerke wat in die skrif nie eens opgeneem is nie, wat hy gedoen het, want hulle sê mos dan sou die wêreld nie groot genoeg gewees het om alles neer te skryf. Hy het net goed kom doen. Dis al wat hy kom doen het. Hy het vir ons verlossing gebring. Maar tog was hy nie goed genoeg nie. Dat hulle ons gekruisig het. So, vriende, as jy die sout is van die wêreld, jy is die sout. Jy doen wat Jesus vir jou sê om te doen. As mense jou bespot, as mense jou vloek, so what? Onthou, Jesus het gesê, hulle het dit al reeds met die profete voor ons ook gedoen. So what? Kry vir jou en smile daaroor, want Jesus het gesê dit gaan vir jou kom. En dan gaan ons hom ons nie deny nie. Ons gaan nog steeds op ons knieë val, ons gaan hom steeds loof en prys. Voor daardie mense wat vir ons lag. Is dit nie wat hy van ons vra nie? Is dit nie wat hy ook gesê het, if we deny him in front of people, he is going to deny us in front of God. Wat die een wil jy hê, vriende? Wat die ene? Jy kan net een van die twee kies. Hemel of hel. Jy sien, vriende, jou houding ook raak die mense in jou huis. As jy die hele tyd, nie even net by die huis, by jou werksplek, waar jy jou sport doen, by die skool, waar ook al. As jy met 'n houdingkie daar rondloop, untouchable. Onthou ook wat het Jesus gesê in die saligheidsspreuke. Hy hoogmoed. En die wat nederig is. Hy hou nie van mense wat hoogmoedig is nie. So, ons is dit nie. Maar ons loop maar met 'n autoriteit rond. Hy autoriteit wat ons in Here Jesus Christus het. Authority ons. What we've got in Jesus. En wat is dit? Verlossingskrag, saligheid, vredemakers, vrug van die Gees. Is dit nie waarmee ons stap nie? So daai ou wat daai houdingkie het, bid vir hom. Vertel hom van Jesus. Wys vir hom in die Bybel, hoorie. Jesus sê hy like nie die hoogmoedigheid nie, ja? Daar kom daai ou tot inkeer. Maar doen jou deel. Sien? Jy gee die sout af by jou werksplek. Jy gaan praat die waarheid. Jy waarsku jou vriende, want wat is ons, vriende? Ons is die lig en die sout. Ons is die vredemakers. Ons is mos lief vir mense. Ons is so lief vir hulle, ons wil nie hê hulle moet hel toe gaan nie. Dit is hoekom ons hulle wil help. Ons hulle teregwys. Ons wil hulle help om die lig te sien,
om ook sout te wees. Om af te klim van waar ook al. Af te klim van die breë pad af. En ons, saam met ons, Jesus te volg op die nou pad. Is dit nie wat kinders van die lig, wat doen wat sout is nie? Jy sien, ons Vader, almagtige God, alwetend, hy het ons elkeen strategies in hierdie wêreld geplaas. Jy sien net per toeval waar jy nou moet wees. Hy het 'n plan. Maar weet julle vriende, soms sien ons nie sy plan nie, want ons gaan vra nie. Ons gaan sit nie lank genoeg stil saam met hom om te hoor wat die plan vir ons is nie. Here, moet ek die kant toe, moet ek daai kant toe. Die Here het 'n plan met iedereen en elk van ons. Ons moet ons blom waar hy ons geplant het. Ons moet ons nou die sout gaan afgee waar dit nodig is. Soos ek nou gesê het, vriende, sout, ons weet, sout gee ons goeie smaak. So as jy mos nou sout is, jy gee ons 'n goeie geur, jy gee ons 'n goeie aroma vir mense om jou. Jy sien, vriende, 'n Christen bring iets van God se karakter in die wêreld wat geestelik flou geword het. Mense sal sê, ja, maar weet julle, hoe weet jy Jesus loop nog? Hoe is Jesus by jou? Hoe weet jy dit? Klop iets nie aan jou hart dan nie. Jy het hy binneste gevoel nie. Hy smile, want die Bybel sê so. Hy het ons gesê hy sal ons nooit verlaat. Hy het ons gesê hy's nader aan ons as die klere aan ons lyf. Hoe kan jy dit betwyfel as dit in sy boek staan? As dit in sy liefdesbrief staan? Hoe kan jy dit betwyfel? Geloof. Weer eens. Die vyand wil kom, hy saadjie van ongeloof kom plaas. Hoe kan jy hom glo? Hoekom moet ek jou glo, vyand? Waar is jou boek wat jy geskryf het? As jy 'n Bybel het, waar is dit? Hoekom moet ek jou glo? Jy's 'n leenaar, man. Geloof. Jy sien, hy gaan jou kom skud. Hy gaan jou kom skud om te kyk wat hy sout uit jou uit kan skud. Weer eens. Gaan jy hom toelaat? Kolossense 4:6 sê vir ons, laat julle woord altyd aangeneem wees, met sout besprinkel. Sien, ons gooi nie vlamme in as ons praat nie. Ons is nie aanvallend nie. Maar ons moet ook onthou, ons is nie slap van aard. Ons is nie bang. Want weer eens, Vader het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Dis hoekom ek sê ons kan met autoriteit praat. Ons weet waarvan ons praat. Want die Heilige Gees help ons. Hy praat actually deur ons. So ons het nie nodig om te vrees nie. En dan as ons praat, is dit ons met liefde. Ons is oop. Jy sien, vriende, dit is dieselfde soos wat die vrug van die Gees in ons is en begin groei. Dan bring ons vriendelikheid. Ons bring hoop. Ons bring waarheid, bemoediging. Ons is liefdevol. Is dit nie lekkerder om by so iemand te wees wat liefdevol, ek sal nie sê heilig lewe nie, want net Jesus Christus is heilig. Maar ons probeer. Ons weet jy, ons almal op hierdie wêreld het nog steeds foute. Ons almal het nog steeds sonde. Want ons het nog nie ons nuwe kleed gekry. Ons het nog nie ons verheerlikte liggaam gekry. Ons is nog in ons sondige natuur. Maar dankie tog, Heilige Gees, wat ons waarsku om dit en daai nie te doen. Sommige keer, vriende, weet ek, wanneer ons as kinders van die Here teenwoordig is by plekke, dan verander die atmosfeer. Maar weet jy dat soms verander dit na 'n slegte, ander keer na 'n goeie een. Want dan ewe skielik as jy by 'n braai of so ietsie, dan gaan ons nou weer sê, jy moet nou nie vloek of dit of daai, want hier kom Chris. Okay, maar hoekom het jy ook genooi dan? Sien, daai atmosfeer het nou verander. Want dit voel nou, nee, ek kan nou nie meer self geniet nie, want Chris loop ons met die Bybel onder die arm. Dis nie waar. Ek waarsku jou nie.
Ek is lief vir jou, dat jy nie hel toe moet gaan. Maar as jy my nie daar wil hê nie, is dit fyn. Nou in die ander scenario, waar jy 'n Christen instap, sal hulle sê, yes, hier kom Chris, of hier kom Eldien, of hier kom Amos, hier kom wie ever, kind van die Here. Hoe is so lekker om met hulle te gesels. Hulle het altyd wyse antwoorde. Jy kan hulle altyd vra en hulle sal nie afjag nie. Hulle praat met die waarheid vir jou. Sien die atmosfeer daar ook. Dit verander, dit hang af wat die een jy voed. Sien vriende, in die ou tyd het hulle mos sout ook gebruik as 'n bewaarmiddel. Dit is verrotting vertraag. Jy kon die goed langer gestoor het. Onthou, hulle het mos nie yskas goed gehad in daardie tyd nie. So, hulle kon goed langer stoor met sout. Dit het nie besmet word. Ek dink hulle het tot sout gebruik ons op wonde. Om dit te genees, om die sleg daar uit te trek. Jy sien, wanneer ons leef volgens God se woord, eerlikheid bly bestaan. Geregtigheid bly bestaan. En waarheid bly bestaan. Ons lees in Filippense 2 vers 15. Ek gaan vir ons lees van 14 en 15. Doen alles sonder memorering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van die krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Sien vriende, Jesus het geweet ons gaan in hierdie wêreld leef. Hy het geweet wat so aanvalle kom. Maar hy sê mos, moenie gaan stry met hulle. Dis berispelik. Bid vir hulle. Moenie met hulle stry en beklei nie. Ons is mos vredemakers. Jy sien, sout werk mos ook stil. Ons gaan mos nie met 'n gejuig en 'n geskree in 'n plek instap nie. Sout maak nie geraas nie. Jy hoor sout nie, maar jy proe dit. You can taste the salt. You don't see it in the food, you taste it. Sien, net so ook baie van ons Vader se werk gebeur in die stilte. Daar waar jy sit en wag vir jou antwoord op iets. Wat is jy besig om te doen? Jy is mos besig om in God vas te hou. Jy is mos besig om te bid, want jy wag vir 'n antwoord. En weer eens is dit nie waar jou geloof getoets word. Jy kan dalk by daai inbraak, jy's daar by daai deurbraak, jy's daar in jou hoop. Jy was op 99.9. En jou van die vyand gesê, not gonna happen. En dan val ons weer vir sy slinkse stories. Sê vriende, nie almal staan agter 'n kansel of iets nie. Maar ons almal kan 'n profeet wees, nie profeet wees nie. 'n Leermeester wees. Ons almal kan 'n getuie wees vir Jesus Christus. Ons almal. Ons kan ons bid vir ons kinders, ons kan bid vir ons familie. Ons kan bid vir siekes, ons kan uitreik. Ons kan goed doen. Is dit nie wat ons kan doen nie? Ons kan mense vergewe, ons help ons ander. Ons probeer om Jesus se hande en voete te wees. Is dit nie wat hy ook veel graag van ons wil hê nie? Hy het ons sê, gaan uit, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vertel hulle van my. Ek meen, as jy 'n goeie vriend het, 'n beste vriend, en die man het nou ewe skielik, Springbok klere gekry en whatever, rugby, kom ons gebruik my rugby se voorbeeld. Yes, ek dink jy gaan by elke hoek kon draai, kom ek gaan sê, ish, daai Amos hier, daai buddy van my, is opgetrek na die bokke toe, hè? En jy gaan soms nou so breek oor ou Amos die wat nou vir die Springbok gespeel vir Bafana. Nee, jy wil hê almal moet weet dis jou vriend. Jy ken hom. Jy gaan in daai stadion sit, hy gaan vir jou kaartjies kry om in 'n bokse, hy gaan want hy's jou beste vriend. Hoeveel te meer nie jou beste vriend, Jesus Christus. Die wêreld vertel van hom. Hom deel met die wêreld. Dis die enigste een wat vir ons redding kan bring tot in die ewigheid. 'n Ewigheid. Vriende, dan is daar 'n waarskuwing.
Jesus waarsku en hy sê in vers 15, Matteus 5, ek gaan daarby uitkom weer, sê hy vir ons mos, ons moet pas op. En 'n mens steek nie, ek weet nie as 'n mens steek nie lamp. Waar Jesus vir ons sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Sien vriende, jy kan nie weer sout maak. As die sout klaar is dit klaar. As dit jy kan niks daarmee doen nie. Jy kan dit nie weer hernie nie. Jy kan dit nie vir 'n nuwe lewe gee nie. Sout het sy krag verloor. Daar is nie meer. Jy sien vriende, dit gebeur ook in jou geestelike lewe. Dit gebeur wanneer ons kompromie aanvat of aanneem met sonde. Ja, maar dit is nie so erg nie, so ek gaan dit maar doen. Of 'n ou probeer om soos die wêreld te leef. En jy vergeet wat in die woord staan. Dan is jy besig om laf te raak. Want weet julle, kyk so daarna. Jesus sê as die sout laf geword het. Ons in Afrikaans weet wat beteken. Wat beteken dit as dit laf is? Asof jy sê hoor jy is lekker laf vandag, né? Beteken jy is buite jouself. Jy sien soos jouself. Dit's laf man. Dit's laf man, dit sal nooit gebeur nie. Dit's laf man, gaan weg van my af. Ons weet mos wat beteken laf. Soos net soos hierdie sout, as dit laf geraak het, gaan weg van my af. Die laf, dit gaan nooit werk nie. Jy gaan nooit weer werk nie. En dan wanneer ons skaam raak vir ons geloof, wanneer ons nie meer opstaan vir Jesus en vir wat reg en verkeerd is, dan is ons besig om laf te raak. Ons is besig om verlore te gaan. Ons leer nie meer die woord nie en ons leef nie meer volgens die woord. Ons verloor ons invloed wat ons om mense gehad het. Ons verloor daardie wat ons eintlik so hard voor gestry het. Wanneer jy laf geraak het, jy laf geraak, vriende. Wanneer jy laf geraak het, is dit net so goed soos jy koud geraak. En ons weet almal waartoe jy op pad is. As jy eers die ander pad gevat het. Maar vriende, ek het weer eens goeie nuus. En ek sal dit nog altyd hê as dit kom by die einde van die diens. Dit is die nagmaal. Ons weet dat die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. Waar dit die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens nuut word. Die nagmaal in die eerste plek is 'n gedagtenismaaltyd. Ons weet mos met daardie gedagtenismaaltyd gebruik ons dit mos, want ons weet Jesus Christus is op pad terug. Sien, die nagmaal is ook in die tweede plek 'n waarborg. Want Jesus sê mos, dit is my liggaam en dit is my bloed. En in die derde plek, die vernuwing van die gemeenskap met die lewende Here met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Vriende, in die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit nog steeds 'n vredefees. Hoekom is dit 'n vredefees? Want ons weet ons Jesus het gelei, ons Heiland het gelei, hy het gesterf, hy was 3 dae in die doderyk, hy het opgestaan uit die dood uit, en hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons plek gereed maak. Hoe weet ons dit, vriende? Want dit staan in die woord. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang,
is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons: Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan so 'n minuut gee. As daar iets is tussen jou en Vader, jou en Jesus, wat jy moet bely, voordat jy dalk 'n oordeel oor jouself bring, is dit nou die geleentheid. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons: En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê: Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net sê die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy dit daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. So vriende, neem die brood en die wyn saam met my. En nou saam met ons hierdie nagmaal fees. Want ons weet Here Jesus is op pad om ons te kom haal. O allerheiligste almagtige, koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, weer eens baie dankie. Baie dankie vir u teenwoordigheid, Here, dankie dat u kom spreek het. Here, dankie dat u die ereplek kon gevat. Here, dankie dat u ons God is. Vader, dankie dat u vir ons 'n plan beraam het om met u te versoen, Vader, alhoewel ons die sondaars is. Here, ons sê vir u dankie. Dankie vir goedheid, u guns, u liefde, u genade. Dankie, Vader, dat ons kan bely. Dankie dat ons nie net kan bely nie, maar dat ons u naam ook groot kan maak. Versterk ons oral waar ons gaan, Vader. Versterk ons by ons werksplekke. Versterk ons waar u ons plant. Here, om regtig te groei en vrug te dra. En ja, Here, dat die mense u in ons kan sien. Vader, u is die enigste lewende God op wie ons kan vertrou. Dankie, Vader, dat ons ook die sout kan wees. Dankie, Here Jesus, dat u vir ons gesê het, julle is die sout. Nie ons kan sout word nie, maar dat ons wel sout is. Help ons om dit so te gebruik, Vader, om die lewe smaaklik te maak vir mense om ons. Ja, Here, en beskerm bewaar ons ook, dat ons sout nie laf raak nie. Heilige Skepper, wees nou saam met ons deur hierdie week wat inkom, die nuwe werksweek. Lei ons, Here, soos wat u behaag. En ja, Here, laat ons ligte vir u skyn. Laat ons sout vir u sprinkel. En laat u naam groot gemaak word. Laat u al die eer ontvang. Vader, ek dra ook hierdie brief aan u op. U weet, dis die skrywer en u wat hier staan. En ons sê ook nou, Here, dit is gedoen. Vader, dankie dat u ons gebede hoor. Dankie dat u vir ons 'n God is. Dankie dat ons die kinders kan wees. Loof en prys u daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Tot hy ons kom haal. Amen.